Goeiemôre vriende, hierso aan die begin van die Kersfeesweek waarin ons almal is. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees. Vir ons as kinders van die Here vier ons hierdie week. Ons weet die dag, liewe vriende, dis nie presies die dag waarop Jesus gebore is nie. Die weet ons nou almal, maar ons het daardie dag vir onsself geannexeer. Maak eintlik nie saak watter dag dit is nie. Die feit is, Jesus is vir jou en vir my gebore. Liewe vriende, in 'n krib in Bethlehem is hy vir jou en vir my gebore, né? En dit is die dag wat ons vier, wat ons deur die eeue heen gevier het. Julle kan nou 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond en die kontekste van Kersfees en die dae en al die goed. Ek dink dit is my gesprek wat ek wil hê nie. Die feit is net, vriende, dat ons vier hierdie week die geboorte van Jesus Christus. En daarom het ek ook goed gedink, vriende, voordat ek vir ons 'n gebed doen, dat ek gaan sommer vir julle dit lees. Want baie keer lees ons nie die stukke nie. Ek kan nou 'n klomp goed vir julle sê daaroor, maar ek dink ek gaan so 'n paar gedeeltes lees, die eerste 3 dae wat die geboorte van Jesus voorgaan. So ek gaan dit letterlik rustig net vir julle lees. Julle kan dit weer eens pause waar julle wil om 'n bietjie daaroor te reflekteer. Mag ek net vir julle lees tot en met wat ons dan Kersdag by uitkom, né? Kom ons raak net so vir 'n oomblik rustig. Here, dankie vir hierdie week. Dankie vir die week, Here, waarin U vir ons gebore is. Die God van die heelal wat mens geword het, homself kom verneder het, om op die ou en nou ook in ons plek te sterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie daarvoor. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan met julle lees hier uit Lukas. Ek gaan die Lukas Evangelie gebruik om 'n bietjie met julle 'n gedeelte te lees. En ek gaan vir julle lees hier uit Lukas 1, waar die geboorte van Jesus aangekondig word. Lukas 1 vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd na Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap, kom sê die engel vir Maria, sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie." Die engel antwoord daartoe: "Die Heilige Gees, Maria, sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie," sê die engel vir Maria, né? Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar af weggegaan. Vriende, mag julle God se liefde, sy genade
sy teenwoordigheid ervaar.